Goeiedag en baie welkom by Tabernadei se aanlyn diens. Ons is besig met 'n kort reeks hierdie maand wat ons sommer net sê, Heilige Gees lei my. Ons het in week 1 die Here vertrou, ons het gesê ons gaan wag soos die eerste disippels. By ons kerk, by ons huis, gaan ons sy aangesig soek en die Here vertrou vir die vervulling van die Heilige Gees, toegerus te word met hemelse krag. Laasweek op Pinkstersondag het ons gesê iewers moet ons ingeprop kom en die krag moet aangeskakel word. Ons het gesê, dis baie funksioneel, die krag van die Heilige Gees, want dit help my om my skepingsdoel te vervul, maar dit kan ook gevaarlik wees, as my hart en my gees nie op die regte plek is nie. Vandag wil ek dit nou gereserveerd sê, as ek sê, ek het dit, in aanhalingstekens, want die dit is nie eintlik 'n dit nie, dis die persoon, die derde persoon in die drie-eenheid, maar as ons nou sê, ons het dit, die Heilige Gees, ons het hom ontvang, wat nou? Wat gaan ons nou daarmee doen, nou dat ons dit het? Onthou jy nog die vreugde van jou redding? Onthou jy nog hoe opgewonde jy gevoel het, hoe lig jy gevoel het, toe hierdie sonde las van jou skouers afgeval het? As jy gevul is met die Heilige Gees, onthou jy nog die opwinding, toe jy die eerste keer in tale gepraat het, en die Here jou gevul het? Die vraag bly, wat doen jy daarmee? Nou as ek so vinnig gou deur die eerste paar hoofstukke van Handelinge kan hardloop, in Handelinge 1 kry ons die disippels eers daar op die Olyfberg by Jesus, en hy sê vir hulle, julle moet wag, julle gaan die Heilige Gees ontvang, en dan staar hulle na die hemel en sien hoe hy wegvaar, maar dan doen hulle wat hy sê, hulle gaan wag, eendragtig. Ons het in week 1 gesien, hulle wag by die oppersaal, wat hulle huis was op daai stadium, hulle gaan ook gereeld tempel toe, hulle soek God se aangesig. In Handelinge 2 sien ons hierdie wonderlike gebeure, die fondamente skud, daar's winde wat waai, daar's tonge van vuur, en hierdie 120 wat by mekaar is, praat in vreemde tale, die omstanders wil weet, wat gaan hier aan, hulle wil het ook hê. 3000 mense kom tot bekering as Petrus preek, want hy sê vir hulle hierdie ding, bekeer jou en laat jou doop en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En dan in die volgende hoofstuk, ons is nie seker presies hoe lank dit nou na Pinksterdag se gebeurtenis is dit 'n paar dae of 'n paar weke, ek weet, maar dis nie te lank daarna nie. Dan kry ons vir Petrus en Johannes op pad tempel toe. En dan gebeur daar 'n amazing wonderwerk. So ek wil bietjie daarby in fokus vandag, want hulle wys vir ons wat behoort te gebeur as jy die krag van die Heilige Gees aangeskakel het in jou lewe. Nommer 1 is my uitdaging aan jou, kom in die ritme van 'n geesgevulde lewe. Kom ek lees een versie, Handelinge 3:1. Petrus en Johannes was een middag op pad tempel toe, dit was so 3 uur die gebedstyd. Nou net in hierdie een versie sien ek iets van die ritme van die Heilige Gees. Die eerste ding wat ek oplet is amper hierdie spanwerk. Hulle het saam gebid, hulle het saam gekerk, hulle het saam gewerk. Nou moet ons dit net in perspektief bring dat Petrus en Johannes was eintlik amper teenoorgesteldes as dit by hulle persoonlikhede gekom het. Petrus was hierdie ou wat altyd in beheer wou wees. Hy is die een wat maklik gepraat het, oorhastig opgetree het, en dan by tye dan sien ons eintlik sy jaloesie op Johannes. Johannes aan die ander kant, hy is baie meer gereserveerd. Hy praat nie so vinnig nie, maar hy is ook die een wat amper tot 'n mate hoogmoedig is en soms neergesien het op Petrus. So hier is hierdie 2 persoonlikhede wat vir 3 jaar saam met Jesus was, en hierdie persoonlikheidsverskille het gereeld botsings veroorsaak, maar toe hulle gevul is met die Heilige Gees, toe begin hulle as 'n span saamwerk. Toe verstaan hulle iets van, ons kan fenominale goed sien en bereik, ons kan baie doeltreffend wees, as ons met die werk en die hulp van die Heilige Gees, as 'n span saamwerk. As jy deur die Heilige Gees gebruik wil word, as jy sê, Here, gebruik my in u diens, of dit nou in die kerk of buite die kerk is, gaan jy dalk moet bereid wees om saam met ander gelowiges te werk.
Ja, die Here gebruik ons soms as individue, maar die Here gaan ons baie meer in spanne gebruik. Hy gaan ons baie meer saam met ander gelowiges gebruik, ook baie meer doeltreffend. Daar's nog iets oor hulle ritme, behalwe die spanwerk, was hierdie gebed en aanbidding. Hulle betrokkenheid by kerk. As ons hulle kry, is hulle eintlik nog in die Joodse routines wat ons byvoorbeeld sien by iemand soos Daniel wat 3 keer op 'n dag gebid het. Dis nou hier 3 uur se kant die middag, dan is hulle volgens gewoonte op pad kerk toe. Hulle wil gaan bid. En dis juist dan wanneer die Here hulle begin gebruik. Ek en jy moet ook weer net hierdie routines optel. Paulus waarsku ons, moenie die onderlinge byeenkomste nalat nie. Moenie by die huis bly as daar kerk is nie. Moenie verskoning soek nie. Doen nie ander goed, doen nie shopping en die sport en die goed op ander tye. Maar as die kerk by mekaar kom in die ritme om daar te wees. Sodat as die Here jou wil gebruik, hy jou kan gebruik. As die Here iets in jou wil belê, hy in jou kan belê. As die Here jou weer wil vul met krag, hy dit kan doen. Kom in die ritme. As jy geestelik volwasse wil word, as jy geestelik wil groei. Onthou wat ons vroeër gesê het in die reeks. Jy moet by die huis en die kerk. Jy moet tyd maak vir God. Tyd by die huis vir stilte tyd. Op jou eie en as gesin saam. Maar ook gereeld kerk toe gaan. Klein groepe, dienste bywoon en sien hoe die Here my wil gebruik. Hier's 'n tweede ding wat ek optel by hulle. Raak betrokke by die nood rondom jou. In hoofstuk 3 vers 2 en 5 net toe word daar 'n man aangedra wat van sy geboorte af lam was. Mense het hom daagliks, let wel, laat sit by die tempelpoort, wat as mooi poort bekend gestaan het, om by die tempelgangers te bedel. Petrus en Johannes wou net in die tempel ingaan, toe hy hulle sien, en 'n bydrae van hulle vra. Petrus kyk hom toe, saam met Johannes, stip aan en sê, kyk na ons. Die verlamde man kyk toe na hulle, in die verwagting dat hy 'n bydrae gaan kry. As jy deur God gebruik wil word, moet jy bereid wees om deur situasies gestop te word. Ons is so haastig, ons jaag so, daar's nog 'n afspraak, my dagboek, ek gaan nie klaar kry nie, ek het 'n deadline by die werk, daar's net altyd nog iets wat ons besig hou. Maar as jy deur God gebruik wil word, as jy sy hand in beweging wil sien, dan moet jy bereid wees om te luister na die stem van die Here. God wil jou gebruik. Petrus en Johannes kon ook net aangehou loop het. Hulle het in elk geval nie geld by hulle gehad nie. En hulle is eintlik hastig, want hulle wil nou gaan bid. Ons mis soveel bedieningsgeleenthede in ons lewe, omdat ons nie bereid is om te stop nie. Ek besef dat in ons tyd is daar baie professionele bedelaars. Mense wat nie wil werk nie. Daar's ook baie con artists, mense wat bedrog pleeg. En dit skep so negativiteit in ons harte en so vrees dat ek gaan my geld op slegte grond gooi, nie op goeie grond nie. Maar iewers as ek en jy deur God se gees gelei word, laasweek gehoor het die krag aangeskakel het, dan gee die Here vir ons 'n onderskeidingsvermoë. Ons het die vermoë om sy stem te hoor, om te sê, hierdie persoon is nie soos die res nie, gee vir hom, gee vir haar, stop net 'n bietjie, praat dalk net, doen 'n gebed saam. As ons vol is van die Heilige Gees, dan gaan ons begin uitreik na mense in nood. Ons gaan die nood van mense raak sien. Mense het redding baie meer nodig. Jy ken die redder. Mense het genesing baie meer nodig. Jy ken die groot geneesheer. Mense is gebonde. Jy ken die verlosser. Meer as wat hulle geld nodig het hulle Jesus nodig. En jy ken hom. Jy is veronderstel om hom aan hulle voor te stel. Hier is vir my so 'n belangrike ding. Wees 'n seën vir ander. Nou dat jy dit het, jy het die krag van die Heilige Gees. Begin uitreik na ander. Vers 4 sê, Petrus kyk om toe saam met Johannes stip aan en sê, kyk na ons. Die verlamde man kyk toe in die verwagting dat hy bydrae sal kry. Maar Petrus sê, geld het ek nie. Die ou vertaling sê, hy het gesê, goud en silwer het ek nie. Maar wat ek het, dit gee ek vir jou. Op die gesag van, die ou vertaling sê, in die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Nou die mooi poort waar hy nou gesit en bedel het, is volgens oorlewering baie mooi. Dit was verskillende metale en edels gesteentes. En Petrus
Ons besef, dis nie wat hierdie ou nodig het nie. Hy het iets beter nodig as geld. Hy het iets beter nodig as goud en silwer. En daarom daag hy hierdie ou uit. Hy sê, kyk na ons. Nou, in ons tyd het jy nie eers nodig om dit te sê nie. Die wêreld kyk in elk geval na jou. Die wêreld kyk in elk geval met verwagting na jou. Want hulle kan sien jy's anders. En hulle hoor jou sê dat jy's 'n gelowige. Jy die antwoord. Sy vriende kom, hulle sit hierdie man neer, hulle lê hom neer om te bedel. Hier kom 2 ander manne vol van die Here. Hulle laat hom opstaan. Hulle laat hom opstaan. Ons het nie goud en silwer nie, sê hulle. Ons het nie geld by ons nie. Maar die Jesus wat ons het die krag om 'n werk in jou lewe te doen. Kan ek en jy as gelowige nie ook op daai plek kom, waar ons dit wat ons het, dit wat ons vrylik ontvang het, die genade en die liefde van Jesus, dat ons dit begin deel nie. Let wel, as jy iets het, moet jy dit deel. Hulle het regtig nie geld gehad nie, maar ons het geld. So daar's kere wanneer jy geld moet gee. Moenie lieg nie, lieg bly lieg en lieg bly 'n sonde. As ons vir die karwag sê, ek het nie geld nie en jy het geld. Gee as jy het om te gee. Maar hier sê, eintlik is daar iets beter om te gee. Jy het Jesus om te gee. Jy het die krag om te gee wat in sy naam opgesluit is. Jy kan ook wonderwerke sien. As jy net toelaat dat die Heilige Gees jou tot stilstand roep, daar waar die nood rondom jou is. Jesus is steeds die wonderwerkende God. Jou storie, jou diensbaarheid, jou geld, jou mededeelsaamheid, dit wat jy van hom ontvang het, dit kan egter die sleutel word om vir 'n ander man of vrou die tronk oop te sluit en hulle ook vry te laat uitgaan. In Jesus het jy iets wat beter is as geld om te deel. Jou geloof moet altyd eer bring aan God. In hoofstuk 3 van vers 6 tot 11 sien ons hoe dat hulle hom toe nou oprig en dan is hierdie man oorbluf. Hy hardloop rond, hy spring rond en hy loof die Here en goed. En as mense dan by Petrus en Johannes kom, dan sien ons hulle beduie in die rigting van Jesus. Dis nie ons nie. Ons het niks gedoen nie. Want nou wil die mense sê dis hulle en hulle is eerlik genoeg om te sê dis nie ons nie. Dis die Here Jesus wat dit gedoen het. Julle moet hom raak sien. Julle moet hom vertrou. Hulle probeer niks van God se eer vir hulle self. Die man aanbid ook nie vir Petrus en Johannes nie. Want hy besef hy moet lof aan Jesus bring. En dis wat hy doen. Die omstanders is verwonderd. Hulle vra. Hoor wat antwoord Petrus. Hy sê in vers 16, die naam van Jesus het hierdie man se bene weer sterk gemaak. En julle weet hoe verlam hy was. Geloof in die naam van Jesus het hom heeltemal gesond laat word, hier reg voor julle oë. Rondom jou is daar mense wat uitroep. Hulle is in nood. Hulle is paniekbevange. Hulle is honger, hulle is dors, hulle is verward, hulle is seer, hulle is teleurgesteld, hulle is wanhoopig, hulle is moedeloos. Jy het die antwoord. Jy het Jesus om te deel. Jy het die krag van die Heilige Gees tot jou beskikking om jou te help om 'n verandering teweeg te bring. Wil jy nie vandag vir die Here vra? Aan die een kant dankie sê dat hy my siel gered het en die genade aan my betoon het en vir my die Heilige Gees gegee het. Maar aan die ander kant ook bid, Here, ek het dit nou. Wat gaan ek daarmee doen? Maak my oë oop dat ek kan sien waar ek betrokke kan raak by die nood van mense rondom my. Kom ek bid vir jou. Here, ek bid vir myself en elkeen wat hierna kyk en luister, dat U ons sal volmaak met die krag van die Gees, maar dat ons dit nooit sal sien as iets wat vir ons bedoel is, om net ons lewens beter te maak nie, maar dat dit toerusting is om 'n verskil rondom ons te maak. By Tabernadei droom ons, dat elke mens in ons stad en provinsie Jesus sal beleef. Al hoe dit moontlik word, is deur manne en vroue, wat vol van die krag van die Heilige Gees is, wat die nood van mense aanspreek, en Jesus aan mense voorhou, as die antwoord op elke lewensvraag. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.